Maar dit is eintlik baie gepas dat Dirk vir ons die nagmaal in Engels doen. Veral op geloftedag. Want hoekom? As gevolg van Alexander Bigger en sy Zulu soldate wat saam met Andries Pretorius en die ouens by die met Bloedrivier geveg het, moet ek soontoe staan. Ek hoop julle gaan heeltyd vir my so maak nie. Wat saam met hulle by Bloedrivier geveg het. Hy het 'n handelaarspos gehad, plek gehad in Zululand. En kom ons begin so, ons sê hy was ek dink was 'n kaptein of 'n majoor in die Britse weermag in die Napoleontiese oorlog. En toe hy nou genoeg gehad het van oorlog maak en hy sien hierdie oorlog gaan aanhou, toe kom hy Suid-Afrika toe. Toe begin hy so handelaar storie, né? En toe op daardie stadium juist toe eintlik nou net na Dingaan nou vir Piet Retief hulle doodgemaak het Alexander die Zulus onder andere by geleentheid een van Alexander Bigger se winkels aangeval en een van sy seuns doodgemaak en klomp van sy werkers. So hy het toe 'n appeltjie te skil met die Zulus, né? Maar hy is net een ou met omtrent 20 of 30 Zulus wat hy geleer het om in die voorlaaier te werk. En toe hulle hoor van die Andries Pretorius hulle, toe gaan connect hulle met hulle. So dit het ons nie op skool geleer nie, né? Nie in skool geleer nie. En maar in elk geval, maar dit is een van die interessanthede rondom hierdie dag van vandag. Maar ons prys die Here, So Dirk, jy is Alexander Bigger. Maar Dirk, wil ek vir julle sê, in die gees is definitely bigger. So prys die Here, né? Prys die Here. Ons eer die Here. Hy is so goed vir ons. Elkeen van hierdie liedere wat ons nou gesing het, kan 'n ou nog 10 maal sing seker, né? Want hy is waarlik die enigste Here. Hy is die enigste God. Hy is die enigste rede, soos Klaagliedere 3 sê, die rede om te lewe. Die Here is waarlik vir ons die enigste rede om te lewe. Om op te staan in die oggend en te weet, maak nie saak, maak eenvoudig nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak nie. 'n Simpel voorbeeld, Samuel het vinnig gery, hy sê hy kameraad hom seker gevang. Ek sê, dis niks. Kamera het jou gelukkig nie gearresteer nie. Kamera kan jou nie arresteer nie. Ja. 'n boete is iets wat jy betaal. Ons prys die Here. Hoor julle net, ons daar's niks wat in die lewe kan gebeur wat ons gaan ontstel nie. Ons gaan vir 'n kort tydjie ontsteld wees tot ons die Here aangryp. En ons gaan hom eer en ons gaan hom loof want hy is werklik waar goed. En juis op 'n dag soos vandag, ons noem dit geloftedag. En weet julle, ek glo dat enige mens wat in enige manier enigstens verbonde is aan die Afrikaner, aan Suid-Afrika, moet dit eintlik as 'n voorreg kan beskou. Rarig waar, ek is nou nie, dit moet rarig, jy moet dit eintlik as 'n voorreg kan beskou om te kan deel in 'n gelofte wat 'n sekere volk op 'n tydperk gemaak het met God. As dit 'n ooreenkoms was of 'n belofte wat hulle aan ander mense gemaak het, dan sou ek soos baie Afrikaners ongelukkig gesê dit het niks met my te doen nie. Kom ons gaan braai. Hoor julle? Ja, en die son gaan jou eet vandag. Maar in elk geval, maar nee, dit is hulle het 'n gelofte. Daar's min volke. Ek het eendag gelees waar 'n ou skryf, 'n Engelse ou in die Joy magazine. Hy sê dit is een van die interessantste goed dat die Afrikaners se gelofte met die Here en dit wat hulle beloof het en die feit dat hulle van die 2de of die 4de Oktober tot die 15de dit elke dag herhaal het aan mekaar, saam gebid het met Sarel Celie, né? Saam gebid het en dit afgelê het voor die Here. Volgens daai broeder is dit net ons in Israel wat sulke geloftes aan God gemaak het. So wat 'n voorreg. Hoor julle, wat 'n voorreg om daarin te kan deel wees. 'n Gelofte wat 187 jaar nou hierdie jaar terug gedoen is, né, 1838. Maar ons erken ook die feit, en dit is wat uiteindelik so goed maak, ek weet nie hoe om dit te stel nie, is dat ons erken die feit dat hulle dit vandag versoeningsdag noem. Want dit is seker 'n versoeningsdag, 'n wonderlike versoeningsdag. Hoekom sê ons so? Romeine 5 vers 1, kom ons lees dit eers, ek wil graag net eers Romeine 5:11, ekskuus,
wil ek in die Mirror Bible lees. Hy stel dit so, hy sê, thus, our joyful boasting in God continues. Met ander woorde, ons hou heeltyd aan om oor ons God opgewonde te raak. Jesus Christ has made reconciliation a reality. Jy sien, Jesus het iets soos versoening 'n realiteit gemaak. Versoening, pogings tot versoening tussen mense is tydelik, né? Dit kan dalk, al is dit hoe opreg en al is dit hoe mooi en hulle het almal mekaar so lief en hulle druk mekaar en hulle wat hulle ook al doen. Dit is 'n tydelike versoening sonder die Here. Maar Jesus het dit moontlik gemaak dat daar regtig versoening kan wees. En ek wil net 3 verse lees in 2 Korintiërs 5. Eintlik 2 verse, wat vers 17 en 18. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Die ou vertaling sê alles het nuut geword. Vers 18. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Vers 19 ook. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Hoor mooi, God het in Christus die wêreld met homself versoen, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Met ander woorde, as ons, en dit is nou net tussen hakkies, as ons met iemand praat oor Jesus om na die Here toe te lei, dan kan jy vir daai ou sê, die Here het jou sondes al klaar nie toegereken tot jou nie. Yes, hy moet met sy mond bely en met sy hart glo. Hy moet versoening, hy moet vergifnis vra en met sy mond bely. Sy hart vir Jesus gee. Maar jy kan van die begin af vir hom sê, die Here het al klaar jou sondes weggevat. Jy moet dit net aanvaar. Dit is klaar gedoen. Hoor julle hoe awesome is dit? Maar julle sien, hierdie boodskap is 'n boodskap wat ons moet deel. Soms met onsself weer, né? Maar die beste vir my is dat juis hierdie boodskap van versoening, van redding, wat dit juis op gelofte dag van absolute toepassing is. En daar's 'n paar awesome dinge, maar aan die einde sal ek die beste een noem. Psalm 78, vers 3 sê, hy sê wat ons gehoor het en weet, en wat ons voorouers aan ons vertel het, mag ons nie vir ons kinders wegsteek nie. Aan die volgende geslag sal ons die roemryke dade van die Here vertel, van sy mag en die wonders wat hy gedoen het. Dis met ander woorde, ouers se opdrag, nie 'n sonnaarskooltannie of 'n onderwyser deesdae of 'n wie ook al nie, om Psalm 78 te doen. Ne. As jy iets weet, daarom as ek en jy iets weet van die groot trek van 1838 en van die boere wat vanuit die Kaap, en ons gaan nou nie praat oor al die redes hoekom hulle gegaan het nie. Ek dink party van hulle was net vies geweest, maar in elk geval. En party se vrouens was vies. Maar die wat self vies was toe hulle getrek het, het hulle vrouens vies geword, né? Want dit was 'n ongemaklike storie, ek kan julle verseker. Maar as jy iets weet van hierdie groot trek oor die berge. My skoonpa het gesê hulle het oor die Drakensberge gegaan want hulle was te lui om die berge te gaan. Maar in elk geval. Dit was sy weergawe, was nie myne nie. Maar en hy's nou nie hier om te beklei nie. Maar hierdie groot trek, as jy iets daarvan weet, en weet julle, dan sal jy besef, uit die Kaap uit, maar veral uit die Oos-Kaap uit baie van hulle, dan weet ons dat Piet Retief een van die grootste groepe ouens saam met hom gehad het, né? Andries Pretorius een en Piet Retief die ander een. Hy het 'n groot groep verteenwoordig. En hulle het gemik om Natal toe te gaan. Pertinent in Natal, né? Nou voor die tyd, voor hulle nou nog gegaan het daar ouens gegaan en gaan kyk en hulle het seker gesien. Tjoh, pragtig. Een nou het dalk by Belito gaan draai. Ek weet nou nie, jy weet. Maar in elk geval, hulle het dit gesien en sê, "Man, some toti." Maar in elk geval. En hierdie ouens het toe met Dangaan gaan onderhandel. Hulle het onmiddellik gegaan. Hulle het nie eers net grond gevat en gesê, "Hier bly ons nou nie. Nou verdedig ons, nou bou ons 'n muur." Nee. Hulle het gaan en hulle het geweet die Zulus, hierdie hele gebied, volgens die Zulus behoort alles aan hulle, of hulle trek daar rond. Niemand het grense gehad nie. Die enigste grens wat jy gehad het, was hoe lank jou spies en jou skild was, maar in elk geval. En toe het hulle gegaan om met hulle te onderhandel.
oor 'n sekere dele grond, né? En die groot ding om 'n lang storie baie kort te maak, teen die waarskuwings van Alexander Owen. Hy was 'n Britse sendeling, né? Wat so van hy kon so van waar sy kerkie was, kon hy Dungan se stad Umgungundlovu kon hy sien, né? So hy het Dungan geken. Dungan het hom by kere gebruik as 'n tolk. En Piet Retief het met hom ook gaan praat, met Alexander Owen. En die interessante is dat die Sondag voor, hulle het die Dinsdag ingegaan vir die tweede keer by Dungan. Die Sondag toe vra, want hulle is nou al omtrent 'n week daar in daai omgewing. Toe vra Owen vir hom, waar was jy gister? Hoekom het jy in die kerk toe gekom nie? En 'n goeie predikant, hoor julle. Maar in elk geval, toe sê hy vir hom, hy het vergeet dis 'n Sondag. Maar goed, dis nou net een, ons nou nie al Piet Retief se sondes uitbring nie. Maar die punt is net, hy luister nie, want Alexander Owen het vir hom gesê, daai ou is 'n slim ou. Hy is slinks, hy slinks, hy gaan julle doodmaak. Hy het vir hom reguit gesê. Oom Piet het ongelukkig nie geluister nie. En hy's met al 100 homself, sy eie kind en ander ouens, omtrent 100 van hulle, is hulle daarin en hulle is wreed vermoor. Maar dan onmiddellik, die ergste is toe hulle doodgemaak het, toe stuur hulle massas ouens, om daar waar, veral by Bloukrans, was daar al die vrouens en kinders en die ou manne, baie van die manne, het nou daar agtergebly. En hierdie ouens het gekom en hulle almal, hulle het 534, dink ek, 534 vrouens, kinders en mans doodgemaak daar. Nou, Andries, die boodskap, onthou, dit gebeur nou alles hierso, in Februarie 1838 is hulle nou vermoor. In Desember 1838, die boodskap word nou gestuur en die ouens kom en goed, die WhatsApp werk nie, maar in elk geval. En hulle wil mos nie Elon Musk toelaat om vir ons daai ding te gee nie, jy weet. Maar in elk geval, so die boodskap het daar bo uitgekom by Andries Pretorius en by ander ouens. Andries Pretorius het 'n hele komando ouens gebring. En ou moet ook net besef, hierdie ouens, dit was nie 'n kwessie van, jy weet, hulle het geweet vir maande, gaan hulle nie hulle families weer sien nie, gaan dalk nie terugkom nie, maar hierdie was almal ouens wat daar wou wees. Hulle wou hierdie saak gaan veg. En hulle het gekom, om 'n eenvoudige rede, nie net om wraak te neem en Dungan hou te gee nie, maar hulle het gekom sodat duisende en duisende, ek weet nie, dis 10.000 beeste wat nou gesteel is, sodat as daar naasbestaandes oorbly, dat hulle kan iets hê, verstaan jy, dat hulle kan aangaan. Goed, dis waarvoor hulle gekom het. En toe, soos Pretorius en sy manne nou trek in Dungan se rigting, en nou planne maak, toe hoor hulle, toe stuur hulle, oral stuur hulle heeltyd natuurlik nou verspieders uit. En toe kom een van daai perde terug, en hy sê, tussen 10 en 15.000 Zulus is op pad na ons toe. En hulle is nou nie meer so ver nie. Toe slaan hulle laar, né? Tussen jy kan maar sê, 'n donga en 'n rivier. En daar slaan hulle laar en hulle bind die goed in mekaar vas, die waans, na die beste van hulle vermoë. Maar is maar redelike treurige laar wat hulle het, verstaan jy, dis nie 'n ordentlike skuiling nie. Maar hulle doen hulle bes. Maar die bonatuurlike gebeur. Hulle sien, dit is net, mens kan nou baie oor al hierdie goed sê, maar dis nie wat ek regtig wil sê nie. Baie bonatuurlike goed gebeur. Nie net dat nie een boer aan die einde van die geveg dood is nie. Nie een van hulle, 3 ouens is gewond. En veral 2 baie lig gewond. Hoor julle? Die ander ou het ook nog perd gery. Hy het langer gekreun, maar hy het nog perd gery. Verstaan jy net? Dis een groot wonderwerk wat jy kan noem. Dis een groot wonderwerk. Maar daar's baie ander dinge. Die Zulus vertel byvoorbeeld jare later. Vertel hulle dat van die ouer manne nou later het hulle vertel vir ouens dat toe hulle daai dag daar kom, toe hulle nou al hoe nader en nader, want nou weet hulle waar hulle is, en hulle kom in die nag nader, want toe die boere die oggend wakker word, toe weet hulle, hierdie perde is nou hier om ons, né? Maar toe die mistigheid begin lig, toe is hulle omtrent 40 meter, sit hulle so, bankvas, kom ons sê 10.000, kom ons vat die minste getal, hulle sit so bankvas, né? Terwyl die mistigheid nog daar was, daai Zulus het daar gekom. Die boere het aan hulle waans, het hulle aan die punt van lang sweepstokke, het hulle lanterns gehang, om net iets te probeer, te kan sien,
Sê nou maar die ouens, want hulle verwag die ouens gaan dalk nou aanval, is dit nie? Verstaan julle? Maar in elk geval, maar die Zulus was lyk my soos Israel, hulle wag eers dat die vyand weet hulle kom. Hulle waarsku mos die ouens, maar in elk geval. So en hulle wag toe nou eers. Maar terwyl hulle daar sit, en veral in die oggend toe dit nou so die mistigheid so is, en hulle sien hierdie lig, en hierdie boere sing, nou goed, hulle sing in Hollands, so dit was nog vir my ook erg gewees het. Hulle sing in Hollands, hulle gesang en psalms, en hulle aanbid die Here, en hulle sien hierdie, en hulle sê, hulle het engele gesien. Hulle het massive engele gesien. Daar al is 'n saad gesaai wat hierdie ouens het besef het, hier is 'n ander storie. Hoor julle, dis nie net 'n klomp ouens wat met perde ry, wat velklere dra, en ons gaan hulle doodmaak vandag, en ons gaan aan nie. Hierdie is heeltemal 'n ander setup. En die interessante is, die groot ding vir my is, wat dit regtig hierdie dag eintlik 'n versoeningsdag maak, is dat voor, en ek weet ek het dit, meeste van julle het dit nou al gehoor, maar voor Desember 1838 kon nie eerwaarde ouen, wat toe nou al 'n klomp jare daar is, en daar was 'n Amerikaanse sendeling wat ook saam met hom al daar was. Nie een van daardie ouens en ander ouens kan vertel van een Zulu, spesifiek Zulu man, wat ooit hulle harte vir die Here gegee het nie. Hulle is daar om die Zulus te bereik, maar hulle het eerder hier en daar 'n ander bevolkingsgroep bereik. Zulus het net nie hulle harte vir die Here gegee nie. Hulle was die konings. Hulle was die oorwinnaars, het hulle self gesien. Van na 1838, Desember 8, het hulle harte vir die Here begin gee. Hoor julle, die deurbraak wat daar gekom het, wat hulle, die Zulus moes lyk my snap en besef, ons is nie die heersers van ons lewens nie. Ons is nie altyd die oorwinnaars nie. Iets wat ons almal al baie agtergekom het, né? Ons het dit al baie agtergekom. Maar prys die Here, ons ken die Here. Maar prys die Here dat die Here dit laat deurbreek het vir hulle. En jy kan hierdie boodskap kan jy nou alle kante toe vat, en as jy 'n Zulu was, kan jy nou hoogs ontsteld was as ons dit sê. Maar prys die Here dat die Here dit moontlik gemaak het. Daarom belangrik. Wil ek graag hê ons moet die gelofte lees wat die kommando gelees het, né? Hulle het dit elke dag. Ekskuus, ek het nou nog gesê die tweede van die 9de tot die 15de Desember het hulle dit elke aand saam afgelê. En ek wil graag hê julle moet as julle kan julle hom sien daar. Ek sal so staan. Dan kan julle hom mooi sien. En hulle het elke dag behalwe dat hulle gelees en gebid het oggend en aand, het hulle hierdie gelofte afgelê en gesê, Here, dit is wat ons U beloof. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam, hoekom moet ons dit vir ons kinders vertel? Want hoekom? Want dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan nie oor die Afrikaner nie. Dit gaan oor 'n belofte wat aan die Here gemaak is. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, elke mens wat soos die belofte begin in die heilige God glo en weet dat hy Jahwe Echad is, die Here die enigste. Daar's geen ander God nie. Enige ander God is 'n vindingryke gedagte van die duiwel. Enige ander geloof. Hy is die enigste Here. En elke mens wat daarmee saam natuurlik met sy mond bely, Romeine 10:9, dat hy die Here is, dat Jesus die Here is, en met sy hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, wat dit regtig glo. Ons het die kapasiteit om die woord van die Here te glo, en Vader en Jesus en Heilige Gees te vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie. Maak nie saak nie. Dis vir my baie interessant, toe ek sien een van daai video's, toe daai moslems, daai mense daar in Australië se skiet die Jode, né, wat die Hanukkah begin het.
En hy het 2 oomies pertinent. Maar daai een is so stewige oomie. En die ou skiet die mense en hy staan so en hy wys vir daai vinger. Die ou het hom toe geskiet. Maar die oom lewe nog. Maar die punt wat ek wil maak is, hy wys hom so vinger, hy skree op hom. Hoor jy, daai oom het nie gehol nie. My gedagtes is natuurlik wees om weg te kruip en ergens dat ek daar kan kom, verstaan jy, dat ek sy ore kan trek. Hierdie oom het net seker besluit, hy gaan nie so hardloop, hy gaan in elk geval met sy lyfie nie kan wegkruip nie. So hy het net daar gestaan en vir hom geskree. Hy was nie bang nie. Hoor julle net, daai oom was nie bang nie en hy ken nie eers vir Jesus nie. Heel mos weet nie, dalk is hy messiaanse undercover messiaanse Jood. Maar die punt is net, daai oom was nie bang nie. Hy het letterlik, en ek kan my skoonpa sien as ek daai oom sien. So staan en met hom praat. Maar as dit my skoonpa was, so hulle sy stem gehoor het op 'n ou se selfoon, hy het 'n baie harde stem gehad. So hulle sê, "Jy, wie dink jy is jy?" Maar in 'n geval, hy ons sal verstaan het want hy is Afrikaans gepraat het. Maar die punt is, hy sê gesê dis 'n Engelse taal het hulle my gepraat. Maar maak nie saak wat ons in die oë staar nie. Maak nie saak wat in ons gebeur nie. Ons het die kapasiteit om te sê, maar ek is nie bang nie. Ek vertrou die Here. Ek vertrou in die enigste ware lewende God. Hy is nie net my God wie ek van ver af aanbid nie. Hy is die een wat binne in my lewe. En die Heilige Gees is hy binne in my. Die werklikheid van my is saam met hom binne in my. Ek het geen rede vir vrees nie, want hierdie werklikheid van hom en my gaan tot in ewigheid so bly. Hoor julle? Dit is awesome. Daarom wat ons vandag betref, ons moet ophou om te staar na die nuus en die gebeure, né? En ek weet ek praat iemand ophou moet staar na die nuus. Maar jy kan nuus lees, maar dan moet jy besluit dit gaan my nie ontstel nie. Dit gaan my nie ontstel nie. Dit gaan my laat dink en dit gaan my laat bid vir pertinente sake. Dis die enigste rede hoekom ons eintlik nuus moet lees of dan dit hoor. Is om te weet waarvoor bid ek. Maar dit help nie jy word bang nie, want as jy bang word, gaan jy nie reg bid nie. Dan gaan jy uit vrees uit 'n paar goed sê en net worry daaroor. Nee. Ons moet ophou om te staar na die nuus en die gebeure en ons moet die Almagtige aangryp. In Psalm 26 sê vers 6 tot 8. Psalm 26 sê: Ek was my hande in onskuld, sodat ek rondom die altaar kan loop, Here, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel, van die wonderdade, sê die ander vertaling. Here, ek het lief die huis waar u woon en die woonplek van die glorieryke teenwoordigheid. Ek het lief die woonplek van die glorieryke teenwoordigheid. Vers 6 se begin was, ek was my hande in onskuld. Ons weet almal, dit het 'n baie negatiewe konnotasie, né? Pilatus. Hy was sy hande, die hele Psalm 26 gaan eintlik maar oor dit, maar hy was sy hande in onskuld. Julle sien, daar's soveel wat ons aan kan was, maar ons was nie ons hande in onskuld nie. Ons besluit vanoggend, ons verteenwoordig ons mense in hierdie land, en ons sê ons was nie ons hande in onskuld vir al ons foute nie. Nee, en daar's so baie van hulle. Ons was nie ons hande in onskuld vir ons tekortkominge of die van Suid-Afrika nie. Die foute van 1838 of enige tyd tot vandag toe nie. Nee, eerder as om soos Pilatus ons hande te was, né, tipies politikus, né, en te doen wat die skare wil hê, Pilatus doen, vra ons liewer, Here, vergewe ons. Vergewe elke ding. Vergewe elke boer wat lelik praat onnodig met sy werkers. Ek sê nie, dit is baie keer reg nie, maar jy kan mense op 'n ander manier hanteer, verstaan julle? Kan op 'n ander manier hanteer. Ek het julle al vertel, maar my skoonpa het een keer saam met ek weet nie of jy al ter Balans Transport gesien het nie. So 'n massive company, en dis 'n boer sin. En daai oom, my skoonpa ry saam met hom, want hy wil nou hê my skoonpa moet 'n plaas van hom koop. En hy en elke plek waar daar's een plek waar hy plase daar naby Ermelo. Hy sê hy ry omtrent deur 4-5 plase. Nou sê hy vir hom, hy sê nee, dis almal my plase. Ons ry net hy het net 'n pad daardeur gebou spesifiek vir hom. Dan's daar 'n werker wat daar naby, dan hardloop die werker en maak hy die hek oop vir hom. Dan kom die werker om, dan skud hy sy hand en hy vra hoe gaan dit? Dan noem hy die ou se vrou se naam, en vra hoe gaan dit met jou vrou en hoe gaan dit met almal? So hanteer hy sy werkers. Baie voorvarende boer, né?
Maar vergewe ons, Here, vir die manier hoe ons dinge doen. En ons self, ons familie, mense hanteer dit in hierdie land. Ons vra vergewe ons, Here. Vergewe die Piet Retiefs onder ons. Wat nie Sondag in die kerk was nie. Hoor julle? Hy was nie in die kerk nie. Ek hou dit nou teen hom. Ek weet, maar ek wil hê soveel van ons mense gaan nie meer kerk toe nie. So baie ongelukkig. Vergewe ons, Here. Ons vra vergifnis. Vergewe ons dat ons nie raad vat wat mense vir ons gee nie. Julle moet eintlik almal vir my vinger wys wat nie raad vat nie. Vergewe ons. En ja, Here, dan sê ons vergewe die Dingans van vandag in ons land. Dingaan wat sy broer Chaka van agteraf, en nou is nie seker of hy eers daarby was nie of hy dit gereël het nie, maar van sy ander broers was definitief by. En hulle Chaka wat eintlik die koning was. Julle weet almal nou Chaka was voording. Hulle het hom in die beeskraal ingelok en gewys kampstig na beeste te wys. En toe hy inkom, toe val hulle hom van agteraf aan en hulle maak hom dood. Vergewe hulle, want hulle moor nog steeds. En vergewe hulle vir soveel mans en vrouens, dink nou aan Bloukrans, wat daai tyd, maar vergewe hulle vir mans en vrouens en kinders wat vandag nog vermoor word. Ons vra, Here, vergewe hulle. Vergewe hulle. En ons vra, Here, dat hulle wat daar nie, ek wil nie wat dit moet hanteer daai situasie, gee hulle krag, Here, ons vra dit. Maar dan is daar nog twee laaste goed, ons kan heeldag aangaan met vergifnis, weet ek. Maar daar's twee goed wat ek wil uitsonder. Here, vergewe ons land vir die kinders wat vermoor word elke dag in hierdie land. Op 'n Vrydag, dink ek doen hulle aborsies in Frere. Ons vra, Here, vergewe ons land. Vergewe vir al die babas wat doodgemaak word. En dan net so belangrik, Here, vergewe hierdie regering vir die onnoosheid om teen Israel te wees. Ons vra mercy, mercy, genade, genade. Here, dat dit nie oor ons sal kom nie. Dat dit nie oor die res van ons land sal kom, oor 'n klomp mense wat daar sit en besluit te neem wat baie onnoosel is nie. En alles vir geld, en ons vra vergewe, Here, vergewe. Here, ons weet, ons self, elke een van ons self hier, ons verdien geen vergifnis nie. Maar U gee dit vir ons. So vra ons, Here, ons weet, niemand in ons land verdien nie, maar ons vra, Here, vergifnis. Ons vra mercy. Ons vra, Here, dat hierdie land uit die modder opgetel word. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons weet, vir U is niks onmoontlik nie. Niks nie. 15,000 ouens wat in daai tyd al soveel geveg het en soveel oorwinnings gehad het vir jare en jare. En hulle kon nie 300 en iets, sê maar 370 ouens doodmaak nie. En dit was definitief nie hulle gewere nie. Ons prys U, Here, want ons voorlaaiers, ek hoef nie te verduidelik eers nie. Ons prys U, Here, dat vir U is enige ding moontlik. Ons eer U, vir U is enige ding moontlik. En ja, as ons dan vergifnis gevra het, amen, as ons dan vergifnis gevra het, dan sing ons Psalm 26:6, in geloof om die altaar, sê Psalm 26:6. Ons sing in geloof om die altaar van die offer wat die volmaakte offerlam, Jesus eens en vir altyd vir ons gemaak het, né? Hebreërs 7, Hebreërs 10, Hebreërs 11, nee, Hebreërs 10, ja, Hebreërs 11, 9 en 11, Romeine 6, 1 Petrus 3. Jesus het dit eens en vir altyd gedoen. Hy het dit klaar gedoen. En dan vers 7 en 8 van Psalm 26. En om die stem, Here, om die stem van lof te laat hoor, om al U wonders te vertel, Here. En te verklaar, ek het U lief, die laaste vers wat ons gelees het nou. Ek het lief die huis waar U woon, Here, en die woonplek van die glorieryke teenwoordigheid. En Here, ons kom verklaar vanoggend, Here, ons het U teenwoordigheid lief. En ons bid dit, Here, ons bid in die naam van Jesus. Daar is volgens baie is daar baie Christene in Suid-Afrika. Here, ons bid as net die Christene in Suid-Afrika na 'n kerk toe gaan en U teenwoordigheid gaan geniet. Maandag hy werk toe gaan en nog steeds U teenwoordigheid gaan geniet. U gaan aanroep, voluit vir U getuig, voluit vir U lewe. Here, dan weet ons, dit sal baie magtiger wees as 'n kommando. Ons eer U en ons bid dit, ons vra dit, Here.
dat ons mense, elke Christen in hierdie land, of dit nou in Zamontle is, in Beacon Bay is, ons verklaar, mense sal kerk toe gaan, hulle sal vir U dien, hulle sal die naam aanroep, ons verklaar dit die grootste seëning wat hierdie land ons ooit kan vra vir hierdie land, in Jesus se naam. Dankie Vader. 2 Korintiërs 5:18 wil ons ook lees. God het God het ons deur Christus met homself versoen en ons die bediening van die versoening gegee. Hy het ons met homself versoen en aan ons die bediening van versoening gegee. En ons sê dankie Here dat ek met U versoen kan wees. Prys die Here, dink net daaraan. Ek sê nou vir julle, as Jesus nie in my hart was nie, wel dan sou julle my seker nie geken het nie, want nie een van julle sou so laag gedaal het nie. Maar prys die Here, ons dien 'n almagtige God. Ons eer sy naam. Amen. Prys die Here. Die enigste ding waaroor ek nou spyt is, daar's nie 'n tweede diens nie.